hierdie dag kom ons by mekaar om 'n oomblik stil te staan by die oomblik wat ons lewens verander het. Voordat ons u seun vra, 'n kort gebed om vir u te sê dat dit 'n voorreg is om u te dien. Dat ek elke dag in u seun leef en dat daardie oomblik wat my lewe verander het, my kompas, my rigtingwyser geword het. Dankie ook vir 'n geleentheid om by mekaar te wees op hierdie oggend en u goedheid te beleef. Aan u kom toe alle glorie, alle seën tot in ewigheid. Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Ons het verlede week vir 'n oomblik stil gestaan by die intog van die Here in Johannes 12. Toe mense eintlik gereed was om 'n ander koning te ontvang, as wat op die einde op die rug van 'n donkie opgedaag het. En binne 'n paar dae, dit was die Sondag, binne 'n paar dae, het hierdie mense wat geskree het, Hosanna, ere aan God in die hoogste hemel, en geseënd is hy wat in die naam van die koning kom, binne enkele dae het hulle geskree, kruisig hom. Binne enkele dae het hierdie koning aan 'n kruis gehang, net buite Jerusalem. Maar ons gaan vandag eintlik 'n hoofstuk terug. Want daar was 'n rede wat gebeur het, soos wat dit wel gebeur het. En ons lees vandag uit Johannes 11, daar het sopas 'n wonderlike ding gebeur. Jesus het gehoor van 'n vriend van hom, ek lees uit die 2020 vertaling, Johannes 11. Jesus het gehoor van 'n vriend van hom wat gesterf het. En die vriend was al 'n paar dae dood. Die Jode het gewoonlik geglo as iemand sterf, dwaal sy gees nog vir 3 dae rond. Hierdie was die 4de dag. Daar was geen kans dat hierdie man weer kon leef nie. En dan daag die Here daarop en hy sê eenvoudig hy moet uitkom en 'n doeke toegedraai. Kom Lazarus uit. Maar kom ons lees wat gebeur dan in Johannes 11 en ek lees vanaf vers 45 die 2020 vertaling. Baie van die Jode wat na Maria toe gekom en gesien het wat Jesus gedoen het in hom geglo. Maar sommige van hulle het na die Fariseërs gegaan en vir hulle vertel wat Jesus gedoen het. En gevolglik het die leierpriesters en die Fariseërs die Sanhedrin byeengeroep en gesê, wat gaan ons maak? Want hierdie man doen baie tekens. As ons hom so laat aangaan, sal almal in hom glo en sal die Romeine kom en ons plek en ons volk vernietig. Een van hulle, Kajafas, wat daardie jaar hoëpriester was, het vir hulle gesê, julle verstaan niks nie. Julle besef nie dat dit tot julle voordeel is, dat een man vir die volk sterf, en die hele volk nie ondergaan nie. En dit het hy nie uit sy eie gesê nie, maar omdat hy daardie jaar hoëpriester was, het hy geprofeteer, dat Jesus vir die volk sou sterf. En nie net vir die volk nie, maar ook om die kinders van God, wat oral verstrooi is, te verenig. Van daardie dag af, het hulle saam beraadslaag, om hom dood te maak. Ek wil net gehoor, almal hoor die wonderlike reën hierbo is lekker hard. Almal hoor my, ook daar agter. Is dit reg wonderlik? Almal van ons dra 'n beeld van Jesus in ons koppe en in ons harte rond. Miskien wil ek jou gou 'n kans gee om vir jouself te sê, hoe lyk my prentjie? As iemand die naam Jesus noem, wat sien ek? Somtyds leef 'n mens, veral as jy klein kindertjies het, saam met 'n liewe Jesus. Dis die een met die vriendelike gesig en die oop hande en die sagte oë
wat in jou hart woon en op die voorblad van die kinderbybel met kindertjies omring is. Dis wonderlik. Johannes 1 vertel vir ons van 'n nuwe manier om oor hom te dink. Hy is die woord wat mens geword het, die waarheid. En hy is die ewige lig wat kom om die duisternis te verdryf. Die woord en die lig. Johannes die Doper praat van hom as die lam van God. Dis wat hy sien. Baie mense het hom gesien as die herder wat vooruitloop en die herder wat jy soms agterna kom as een van hierdie skape wegdwaal. Dis dikwels die beeld wat ek in my kop het. Die een met die staf wat altyd besig is om dop te hou en te kyk en te soek en te gaan haal. Maar baie mense het hom net gesien in sy tyd as 'n wonderwerker. 'n Vinnige kuur. Dis hoekom die skares baie vinnig groot geword het, want hierdie man kan dinge laat gebeur in jou lewe. Van Johannes 2 af, waar die water wyn geword het op die troue, het die dinge net eenvoudig gebeur. Groot skares gelok as hy kos gee, sy mense gesond maak, sy bose geeste uitdryf, as hy blindes laat sien, as lammes loop. En dit sou dan ook een van Jesus se wonderwerke wees, wat hom uiteindelik uitgelewer het. Dit sou een van Jesus se wonderwerke, die mooi kosbare oomblik saam met Lazarus en sy familie, Johannes 11, dit sou uiteindelik hierdie wonderwerk wees, wat hom sy lewe gekos het. Want lees jy Johannes 11, kom jy agter, toe Lazarus uit die dood het opgewek word, sit hy die bal aan die rol, op 2 vlakke. Aan die een kant 'n spul Jode, wat nader kom, wat vir 3 jaar in die skaduwees gebly het, wat gewonder het, moet ek hom nou volg, want dit is moeilik. Partykeer skryf jou familie jou af as jy agter hom aanloop. Maar toe Lazarus daar uitstap, besluit hulle, maak nie saak wie sê wat nie, ek volg hom, ek is by hom, ek is saam met hom. Jy lees van hulle. Maar daar was ook 'n ander spul Jode, wat nie vinnig genoeg by die Fariseërs kon uitkom nie. In die oomblik toe die Fariseërs weet wat Jesus sopas gedoen het met Lazarus, toe sê hulle vir die Sadduseërs, die priesterhoofde, ons moet vinnige vergadering hou. Jy sien die Joodse raad, die Sanhedrin, was 71 Fariseërs en Sadduseërs. En hierdie vergadering het nie sommer by mekaar gekom nie, jy het nie sommer groot goed gehad, wat jy letterlik oornag almal in die hande moes kry en sê, ons moet gaan sit, hier's probleme. En dan kom hulle in hulle vergader en die vraag word gevra, wat gaan ons doen? Wat gaan ons doen? En uiteindelik word daar 'n besluit geneem, waar die bal in die rol sit. Uiteindelik word daar toe 'n besluit geneem wat jou bring by die moeilikste toneel, die moeilikste beeld van Jesus. Want op Goeie Vrydag sien ons hom soos wat ons hom nie wil sien nie. Jy sien hom stikkend en verniel aan 'n kruis. Jy sien hy het 'n doringkroon op wat in sy kopvel insteek. Jy sien hy so verniel dat hy amper nie meer sy oë kan oopkry nie. Jy sien hy's dors. Jy hoor hoe mense hom spot en jy wonder, wat het gebeur? Wat het so skeef geloop dat hy daar geland het? Jy sien wat jy nie wil sien nie, van die oggend 9 uur af, tot die middag 3 uur. Jy sien hierdie verskriklike toneel waarvan jy eintlik jou kop wil wegdraai vir 6 ure lank. Intussen word dit donker, die aarde skud en bewe,
Die tempelvoorhangsel, wat 10 centimeter dik is, skeur in 2. En teen 3 die middag sien jy sy kop hang. Hy het dit nie gemaak nie. Die 2 weerskante van hom, wat nie so erg gemartel was soos hy nie, hulle bene moet gebreek word, sodat hulle uiteindelik kan versmoor, want die liggaam moet afgehaal word, want dis amper Sabbat. Dis die moeilike beeld, waaraan niemand van ons wil ronddra nie. Sommige mense het gevra, wat het hy daar gemaak? Was dit nie die vergewer van sondes? Was dit nie die man wat mense genees het nie? Was dit nie die man wat kindertjies geseën het nie? Was dit nie die man wat 'n skares gevoed het nie? Maar ander mense sou verskil en sê, hy hang daar as 'n misdadiger, want hy dit verdien. Jy sien, baie Jode het hom gesien as 'n ontwrigter. As jy vandag dalk 'n bietjie jonger is en jy weet nie wat die woord ontwrigter beteken nie, moeilikheidmaker, stofopskopper. Wanneer iemand kom en hy maak net probleme. Wanneer iemand kom en jy wens hy het nie gekom nie, dis 'n ontwrigter. So baie Jode en geleerdes en fariseërs het na hierdie toneel gekyk en gesê, dis 'n verdiende toneel. Dis die regte prentjie, dis 'n perfekte beeld. Want van die dag dat hy gekom het, was daar moeilikheid. Hoekom? Johannes 1 beskryf hom as die lig. En as die lig kom, dan kom hy ook in jou donkerte. Dan kom maak hy ook daar lig waar jy nie lig gemaak wil hê nie. Dan kom wys hy as jy nie regtig aan God behoort nie. En hy kom wys as jy goed doen net in die naam, maar nie regtig die Here se naam bely nie. En hy kom wys waar jy afdwaal, en hy kom wys waar jy lieg, en hy kom wys waar jy goed doen wat jy nie veronderstel is om te doen nie. En hierdie Joodse raad het nie van sy lig gehou nie. En van die begin af stamp hulle koppe. Johannes 2, Jesus gooi die tafels by die tempels uit waar hulle handel dryf en jaag die diere uit die voorhof uit waar hulle geld maak om teen weggolpryse hierdie diere aan armes te verkoop. Johannes 5, Jesus maak iemand gesond op die Sabbatdag, groot probleme. Jesus noem God sy Vader, nog groter probleme. Johannes 7, by die loofhuttefees noem hulle Jesus besete, deur die duiwel ingeneem. Johannes 9, die Joodse raad sê vir enige iemand wat sy naam bely, as jy dit doen, is jy nie verder welkom in die sinagoge nie. So daar is 'n geskiedenis met hierdie Jode. En dan kom hy, en op grond van al hierdie spanning, kom haal hy vir Lazarus uit die graf uit. Dis eintlik so ironies. Daardie dag wat Jesus vir Lazarus roep, daardie dag wat Jesus die dood in lewe verander, is toe die eerste treukie waar sy lewe verander gaan word aan die dood in die kruis. Daar was vir al een man wat hom wou stil kry, wat nie verder na hom wou kyk nie, wat niks verder van hom wou weet nie. En sy naam was Caiaphas. Nou Caiaphas was die hoofpriester in daai tyd. Caiaphas was die voorsitter van die Joodse raad. Caiaphas was hoofpriester vir 18 jaar. Caiaphas was nie 'n fariseer nie, maar 'n sadduseer. Wat was Caiaphas se moeilikheid? Die Sadduseërs het nie geglo
'n lewe na die dood nie. Die Sadduseërs het nie geglo dat iemand wat dood was, weer kan lewe nie. Jy lees dit in Matteus 22, jy lees dit in Markus 12, jy lees dit letterlik in Handelinge 23 vers 8. Die Sadduseërs het ontken dat daar 'n opstanding na die dood is, dat daar engele is, of geeste. Die Fariseërs het dit geglo. Wie het nou ooit gedink jy gaan die Fariseërs met iemand vergelyk en hulle is die beter ouens? Caiaphas was 'n Sadduseër. En die Sadduseërs het gesê, daar is nie lewe na die dood nie. En hier kom Jesus. En hy wek vir Lazarus op. Hier kom Jesus en hy doen presies die teendeel. Hier kom Jesus en hierdie Caiaphas word ontmasker as 'n leienaar. Iemand wat in 'n leuen leef. En iemand wat 'n leuen verkoop. En dan besluit hy, hierdie man moet stilgemaak word. Hulle reël die vergadering, Caiaphas is die voorsitter. En dan sê hy ook, hier's moeilikheid. Hy gebruik 'n verskoning, hy sê die Romeine gaan nie daarvan hou dat hierdie Jesus verder hier is nie. Hoekom? En net nou volg daar soveel mense hierdie man, dat sy mag te groot word. En dan sê Rome, kom ons maak alles plat. Die hele volk, die hele tempel, kom ons raak van hulle ontslae. So sê Caiaphas. Ek het 'n plan. Ek het 'n idee, ek het 'n voorstel. Julle besef dit dalk nie. Maar dit is tot julle voordeel dat een man sterf in plaas daarvan dat die hele nasie ondergaan. Caiaphas is slim. Die lig van die wêreld het sopas sy duisternis ontmasker, het sopas sy leuen ontmasker. Maar nou maak hy asof Rome die groot vyand is wat jy moet tevrede hou, wat jy moet paai. Kry hierdie man weg, anders kom hulle en maak ons tempel plat en hulle vermoor ons mense. Maar Caiaphas weet, Rome is nie die groot vyand nie. Jesus is. Jesus skyn sy lig op plekke waar hy nie moet skyn nie. Jesus doen wat hy nie moet doen nie. Jesus wek mense op uit die dood waar hulle sê daar kan nie bestaan nie. Jesus maak hom tot 'n leienaar. Jesus bedreig sy mag. Jesus bedreig sy posisie. Jesus bedreig sy lewe. Jesus moet weg. En dan word die bal in die rol gesit. Vers 53. Die hele vergadering aanvaar dit eensstemmig. Vers 57 wat ons nie gelees het nie. Almal word aangesê om vir hom rond te kyk. En as hulle hom kry, moet hulle hom uitlewer. Dis klaar met Jesus. Wat Caiaphas nie weet nie, is dat God hom gebruik in hierdie oomblik. Want die lig van die wêreld het gekom om die wêreld te red. En mense soos Caiaphas moet besluite neem sodat die lig van die wêreld kan red. Caiaphas weet dit nie. Maar sy planne, gebore in woede en wraak, word uiteindelik God se agenda. Sy woorde wat sê hierdie een moet sterf, word uiteindelik die grootste profesie. Maar hy sterf nie vir die volk nie. Hy sterf nie net vir die Jode nie, hy sterf nie net vir sy eie mense nie, hy sterf nie net vir die mense wat die dag daar is nie. En dan lees jy dit in die woord.
gesterf sodat God se kinders reg oor die wêreld met sy bloed bymekaar gebring kan word as God se eie. Caiaphas dink, hy's in beheer. Sy woord is wet. Caiaphas dink, sy mag en sy posisie is nou veilig. Intussen lê sy woorde, die fondasie vir die nuwe koninkryk van God. Ek kan jou waarborg, hy het nooit gedink hierdie man gaan die dood oorwin nie. Hy het nooit gedink sy bloed gaan genoeg wees vir almal van ons nie. Hy het nooit gedink hierdie man gaan seëvier oor die bose nie. Nou wil ek vandag vir jou sê, Jesus ontwrig vandag nog. Hy bly maar 'n moeilikheidmaker. Daar's vandag mense wat 'n stryd het met hom wat aarde toe gekom het, aan 'n kruis gehang het, begrawe is en 'n leë graf agtergelaat het. As vandag mense wat 'n stryd het daarmee, daaroor lag, daarom vul hulle hierdie dag met paasasies en eiers, net om iewers ter betekenis te kry. Maar Jesus ontwrig nie net mense wat nie in hom wil glo nie. Hy ontwrig my ook. Dis vandag wat weer eens vir my sê, dit was 'n duur prys om te betaal, sodat ek kan lewe. En dis baie keer 'n groot kontras, as ek kyk na my eie twyfel, my klein geloof, my bekommernis, my ongeloof, my skyngeloof. Iemand vra nou die dag vir my, hoekom moes die Here nou juist met agape liefde lief hê? Agape liefde is liefde waar jy jouself tweede stel om iemand anders voor jou te stel. Jesus ontwrig vandag nog. Hy pluk jou uit jou gemaklike posisie. Hy pluk jou uit jou oomblik van gerief. Hy vertel vir jou hoe jy moet vergewe, hoe jy moet lief hê, waar jy moet lief hê. Hy maak van jou 'n wangdraaier en 'n kruisdraer. Is nie altyd maklik nie. Uiteindelik sou die groote, magtige Caiaphas net 'n voetnota word in die geskiedenis. Jy lees van hom as hoëpriester toe Jesus geleef het, gesterf het en opgestaan het. Maar die man wat hulle die dag aan 'n kruis gehang het, dinge het nie daar geëindig nie. Toe hulle sy liggaam afhaal, 2 geheime disippels en in 'n graf gaan bære, dinge het nie daar geëindig nie. Toe almal daai oomblik wegstap en sê, dis klaar. Hoe verkeerd was ons nie. Amen. Pas ontvang het, as 'n slukkie vloeistof, wyn of druiwesap, 'n klein stukkie brood. Maar dis tekens en sakramente, Here, van iets groots wat in my lewe gebeur. Maak my altyd dankbaar. Maak my altyd iemand wat gereed is om te leef soos wat U geleef het. Maak my hande oop, Here, ook my hart. Aan U kom toe alle eer. Amen. Ontvang die seën van die Here en elkeen van julle gaan in vrede. Die
genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met u elkeen bly en wees.